Goeiemôre. Jy luister na oordenking 109 in die reeks Kopskuif. Ek het dit aanvanklik nie so beplan nie, maar vanmôre praat ons verder oor geluk en gesondheid. Die rede waarom ek vanoggend weer hieroor praat, is dat ek gister 'n oproep gehad het van Cornelia, waarin sy vir my sê, jy het nou nie 'n lisensie om te praat oor geluk en gesondheid nie, maar wil jy nie met ons deel wat verlede jaar met jou gebeur het nie? My eerste reaksie was om dit af te maak as niks nie in vergelyking met dit waardeur ander mense gaan nie. Maar soos wat die gesprek aangaan, en sy self ook tye in haar eie lewe van onsekerheid deel, besef ek dat al is daar dinge waardeur ons gaan wat nie in die ekstreem is nie, moet ons dit steeds hanteer. Ek moet eintlik nou my eie raad volg. Deur my loopbaan heen het ek mense hoor sê, ek weet is nie so erg nie, maar ek sukkel hiermee. My antwoord daarop is altyd, kom ons neem 'n voorbeeld wat meer sigbaar is. As iemand 'n klein toontjie breek, is dit inderdaad so dat daar mense is wat dit erger het, soos 'n been wat afgesit moet word. Deur te besef dat in die groter prentjie van die lewe, is my klein toontjie nou nie so erg nie, gee vir jou perspektief. Maar 'n klein toontjie wat gebreek is en nie ernstig opgeneem word nie, gaan wel op iets ergers uitloop, soos 'n been wat later geamputeer moet word. Ek deel daarom my eie verhaal, al doen ek dit huiwerig. Dit gaan nie oor my nie, en ek dink daar's baie mense se verhale wat soveel meer inspirerend is. Maar ek dink aan Cornelia se woorde, sê dit gee tog 'n bepaalde kredietwaardigheid wanneer 'n mens hieroor praat en 'n mens het iets daarvan beleef. Baie kortliks. My 3 kinders het verlede jaar in die begin van Julie omtrent begin hoes. Mettertyd het dit erger geword met geen medikasie wat die hoesery kon stop nie. Hulle is deur allerlei reekse antibiotikas, hoesstrope en pille. In die middel van Julie het ek self begin met 'n ligte hoesie, maar nie veel daarvan gemaak nie. Selfmedikasie is mos maar wat ons eers probeer. Maar 2 weke later het dit vinnig begin slegter raak. Ek moes begin afsprake skuif. Eers met 'n week. Intussen antibiotika, pille, hoesstroop, stoom, afsprake skuif met nog 'n week. Belangrike datums en aanbiedings het in die slag begin bly. Ek het seker begin word en moeiliker begin asemhaal en die hoesbuie het vererger. Nou moes ek begin 2 weke afsprake skuif. Snags kon ek nie slaap nie, ek het hier in die sitkamer gesit en regop probeer slaap, want die oomblik as ek gaan lê, dan kry ek geen asem in my longe nie. Op 'n keer is ek hier na middernag ongevalle toe. Toetse, ander medikasie, huis toe gestuur. Die uitslae kom, nee, hulle sien niks fout nie. Later word die hoes so erg, dat as ek begin hoes, moet ek gaan sit op die vloer of op 'n bank waar ek ook al sitplek het. Want as ek eers gehoes het en die asem uit my longe is, dan kry ek nie weer my asem terug nie. Het voel of daar kleppe is wat toesluit. En soms het ek so duiselig geword, dat ek 'n plaasie gekoop het. Ek het nogal 'n paar keer hartaarde toe gekom. Toe begin dinge meer kompleks word. Ek word opgeneem in die hospitaal, hulle doen toetse, die dokter neem my teater toe, later doen hulle prosedures. En nou begin my afsprake in die lug hang. Ek kan vir niks beplan nie. Elke 2 weke is ek terug by die spesialis, dan boek hulle my vir nog 'n week af, 2 weke. En op 'n stadium kyk sy bekommerd na my en sê, ek is nou regtig bekommerd oor jou. Elke keer as jy hier kom, is jy sieker. Ek gaan jou vir nog 'n maand moet afboek. Daardie oomblik oorweldig die emosie my. Sy stap om die tafel en ek besef, sy weet nie eintlik wat om met iemand te maak wat huil as jy hulle afboek vir werk nie. Dalk lyk mense gewoonlik 'n bietjie blyer as dit. Maar ek hoor die woorde so uit my mond uitborrel. My hele lewe het onseker geword. Ek kan vir niks beplan nie. As mense my kontak, kan ek nie eens vir hulle sê wanneer ek beskikbaar sal wees nie.
daardie onsekerheid was vir my verskriklik. Ek meen, nou kyk ek terug en ek weet, ek kon weer in November begin preek, maar jy weet nie daai oomblikke nie. Sal jy ooit weer kan preek? Op stadiums het die hoesbuie verminder, maar my stembande was toe natuurlik al baie erg beskadig. As ek wou praat, het daar nie 'n stem uitgekom nie, ek het soos 'n gaans geklink. Na 'n mens se fisiese kondisie is daar ander implikasies. 1. Skuldgevoelens. Gevoel dat jy swak is. Het voel of jy jou gesin, jou kollegas en jou gemeente in die steek laat. Wat nogal erg was dat my oudste 2 ook in hierdie tyd sieker geword het. Kara is in die hospitaal opgeneem en Joshua het net vrygespring. In die aande lê ek magteloos en luister hoe my kinders hoes. Ek staan op en ek gaan staan by hulle om te hoor of hulle asemhaling weer terugkom. Maar die onsekerheid daarvan was verskriklik, want ons weet nie wat's fout nie. Geen toetse kan vir ons sê nie. Daar was so 3 weke wat dit vir my rarig die ergste was. Die tweede ding is, 'n mens begin eensaam voel. Dis 'n vreemde verskynsel. Want as jy nie kan praat nie, begin mense jou vermy. Ek kon nou vir die hele tyd nêrens uitkom nie, maar later toe my stem begin herstel, het ek na die kinders se sport gaan kyk. En as jy daar sit, mense praat so 'n paar woorde met jou, maar dan stap hulle weg. En ek besef dis om jou stem te spaar, maar ek dink dalk daar's 'n ander sielkundige rede daarvoor. Hulle sê mos, dis beter om te luister as om te praat. Maar as jy net luister na iemand en nie teruggesels nie, begin hulle ongemaklik word en na 'n paar minute verskoon hulle self. Ek het met Ty op die paviljoen gesit en kyk na die kinders wat deelneem en dan raak jy so diep bewus van almal se lewens gaan aan. Hulle kuier en gesels rondom jou, almal praat met mekaar behalwe met jou. En daar was tye wat ek so 'n bietjie hartseer geword het, gedink het, is dit my voorland? As ek nie weer kan praat nie, lyk dit vir my of dit 'n redelike eensame lewe kan wees. Ek het so gedink aan die mense wat stom is en wat doof is, wat soveel keer, en ek dink in so 'n mate uitgesluit word uit ons samelewing. Derdens, my ganse bediening berus op die gebruik van my stem. Hier teen die einde van September het ek een aand vir Natasha Beduie, kom sit hier dat ons praat oor my lewe vorentoe. Watter opsies is daar vir 'n stom predikant? Maar ek moet sê, ek het nie moed verloor nie. Ek het geweet op een of ander manier sal die Here my gebruik, al moet ek dan skryf of iets soos dit, maar ek was bekommerd, maar nie wanhoopig nie. Die Here sal voorsien. Vierdens, as jy so in die nagte sit en nie asem kry nie en die dokters weet nie wat fout is met jou nie, dan begin 'n mens se gedagtes met jou spook. Wel, myne het. Sê nou maar net. So deur die nagte het al die verhale by my opgekom deur die jare van mense wat van bakboord na stuurboord gestuur is by die dokters en spesialiste, en dan uiteindelik het hulle die diagnose gekry. Dit het my met groot heimwee en bewondering laat kyk na hulle lewens, die grasie waarmee hulle die nuus ontvang het. Net gewonder hoe ek dit sal hanteer as dit op my pad kom. En ek moet sê, hierdie tallose mense, na wie ek ook gister verwys het in daardie oordenking, was my groot bron van inspirasie, van mense wat vasgebyt het deur moeilike tye. Vyftens, deur dit alles heen, het ek bly bid en vra, Here, as dit U wil is. Want my geloof maak ruimte daarvoor dat ons ook in hierdie lewe lei. Dat die Here nie altyd dadelik ingryp nie. Dat ons nie noodwendig van die slegte bewaar word nie, maar daardeur begelei word. En al was daar nie baie nie, was daar ook mense wat nie daardie ruimte het nie. En baie subtiel laat hulle 'n leidraad op jou pad, dat dit dalk net van die Here afkom. Met die implikasie natuurlik dat eers wil die Here vir jou deur hierdie siekte iets sê. Is dit dalk straf? Die ander implikasie was dat dalk is my gebed net nie sterk genoeg nie, of nie gelowig genoeg nie.
dat een persoon spesifiek wou met alle mag en krag na my huis toe kom en vir my toe kom bid, dat ek tog net gesond moet word, want in sy gedagtes is daar nie plek vir siekte in hierdie lewe nie. Gelowiges floreer net. Ek kan nou dadelik sê, dis nie 'n lidmaat nie. Maar laat ek dit sommer reguit sê, ek steur my nie aan sulke praatjies nie. Been there, seen that, om dit so te stel. Ek is so dankbaar dat ons 'n geloofslewe het wat ruimte maak, dat ons in hierdie lewe kan lei. Dat God nie dadelik, wel, ek wil nie sê ons gebede nie dadelik beantwoord nie, maar dit nie beantwoord soos ons wil hê dit beantwoord moet word nie. Die uiteinde van alles is dat ek waarskynlik kinkoes opgedoen het, ek en die kinders. Maar omdat ons almal antibiotika reeds gebruik het voor ons toetse gedoen het, het hulle dit nie opgetel nie. En dit het 'n kettingreaksie veroorsaak van 'n verswakte immuunstelsel met al die implikasies daarmee saam. Ek gaan nou nie daaroor uitbrei nie. Ek is aan en af steeds onder behandeling vir my stembande. Dit het baie skade opgedoen met die hoes vir maande aan mekaar, maar is genadiglik steeds aan die herstel. Maar ek los die beste vir laaste. Dit wat my die meeste gehelp het, was 2 dinge. Die wete dat ek in die Here se hand is en die liefde van mense. Ek het aan al die beloftes van die Here bly vashou. Dit het my telkens kalmeer en hoop gegee. Ek het elke môre soos altyd klaar gemaak en dou voor dag voor my rekenaar kom sit en ek het hier begin werk. Net wat was my belydenis van hoop. Ek sal hier deurkom. Die liefde van mense, my gesin, my familie, my geloofsfamilie, vriende, die hervormde kerk in geheel. Ek kan nie vir julle genoeg sê hoeveel dit vir my beteken het nie. My kollegas, die leiers van die gemeente. Elke keer het die Here op die regte oomblik iemand na my toe gestuur, om of met my te kom praat, of 'n boodskap te stuur per WhatsApp, of 'n oproep, of wat ook al. Ek was absoluut verras oor hoeveel spasie die gemeente vir my gegee het. Gewoonlik word my foon oorval met boodskappe en oproepe. Dis asof die gemeente so in geheel besef het. Sy stem moet nou gesond word. Kom ons gee hom daardie ruimte. Dit was vir my en is steeds vir my 'n absolute wonder. En dan daardie persone wat van die leierskap na my huis toe moes kom op die regte oomblik en sê, wees jy nou rustig, word nou gesond. Dankie aan ons hemelse Vader, en dankie vir elkeen van julle, vir julle liefde deur hierdie tyd. Dankie dat jy geluister het, na 'n klein stukkie van my storie. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie. Dankie dat u beloftes ons vashou. En dankie vir die liefde van mense. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.